Heilige Here, almagtige God, ons Vader, Here, U wat in die hemel is. Laat U naam geheilig word, Here, deur elkeen van ons wat U geroep het om vanoggend spesifiek hier te wees, om as 'n gemeente saam te kom om U naam te dien, om U te dien, Here. Maar ook, Here, soos wat U ander kinders, ons broers en susters reg oor die wêreld bymekaar kom vandag om U te dien. Here, laat U naam geheilig word en nie die van mense nie. Ons vra, Here, dat U in ons sal kom werk, dat U koninkryk in ons sal kom vanoggend. Here, en dat U ons sal gebruik, dat U koninkryk sal kom in die wêreld en die mense om ons. Vader, ons vra dat U wil sal geskied. Here, sal U ons oë oopmaak om U wil te sien. Sal U ons help om te verstaan wat U wil is, Here, en sal U ons asseblief deur U Gees lei om die pad te stap wat U vir ons gekies het om te stap. Here, gebruik ons tot U wil en gebruik ons soos U wil. Here, ons sit elkeen hier vanoggend met 'n gat in ons hart wat net U kan vul. Ons is honger, Here, en ons vra U, sal U ons asseblief kom voed vandag met die brood van die lewe, sodat U liefde deur ons kan werk, Here, en soos stromende lewende water uit ons uit sal vloei. Vader, want dit is wat U ons tot geroep het. Die hoogste gebod, die gebod om lief te hê, om U lief te hê bo alles anders en ons naaste soos onsself. Vader, ons erken dat as ons onsself weer kry, dan probeer ons daar op U troon sit en ons probeer ander kry om ons te dien. So sal U vanoggend kom, Here, en asseblief ons harte kom ontbloot. Sal U deur die Gees kom en in ons kom werk en ons kom verander, Here. Here, sal U ons asseblief kom vergewe uit U genade uit. Vader, en daar waar ander na ons toe kom en opregte berou toon en kom vra vir vergifnis, vra ons dat U ons sal help om hulle te vergewe soos wat U ons vergewe. Here, want die vyand loop al buite soos 'n brullende leeu rond op soek na iemand om te verslind, en op die beste dae wat ons dink ons staan sterk, is ons maar net weerloos. So ons vra, Here, laat ons asseblief nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. U het ons vir mekaar gegee om saam te staan in geloof, Here. Help ons om mekaar op te bou in die geloof. Help ons dat ons mekaar in liefde vermaan, mekaar aanmoedig om U te bly dien. Here, want aan U alleen behoort die koninkryk, aan U alleen behoort die krag en die heerlikheid, en daarom kom ons tot U alleen, tot in alle ewigheid. En daarom vra ons, Here, laat U seën tog spoedig kom. Amen. Morning, everyone. Our reading this morning comes from 1 Thessalonians chapter 5, verses 1 to 28, and I'll be reading from the ESV. 1 Thessalonians 5, reading from verse 1. Now concerning the times and the seasons, brothers, you have no need to have anything written to you, for you yourselves are fully aware that the day of the Lord will come like a thief in the night. While people are saying, there is peace and security, then sudden destruction will come upon them as labor pains come upon a pregnant woman, and they will not escape. But you are not in darkness, brothers, for that day to surprise you like a thief. For you are all children of light, children of the day. We are not of the night or of the darkness. So then, let us not sleep as others do, but let us keep awake and be sober. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk are drunk at night. But since we belong to the day, let us be sober, having put on the breastplate of faith and love, and for a helmet the hope of salvation. For God has not destined us for wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, so that whether we are awake or asleep, we might live with him. Therefore, encourage one another and build one another up, just as you are doing. We ask you, brothers, to respect those who labor among you
and are over you in the Lord and admonish you, and to esteem them very highly in love because of their work. Be at peace among yourselves. And we urge you, brothers, admonish the idle, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with them all. See that no one repays anyone evil for evil, but always seek to do good to one another and to everyone. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Do not quench the spirit, do not despise prophecies, but test everything. Hold fast what is good, abstain from every form of evil. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful. He will surely do it. Brothers, pray for us. Greet all the brothers with a holy kiss. I put you under oath before the Lord to have this letter read to all the brothers. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. This is God's word. Thank you, Fran. That was awesome. Goeiemôre, Ligpunt. Dit is baie goed en baie lekker om hier te kan wees en vir julle te kan preek. Vir die wat my nie ken nie, my naam is Johan van Aswegen, ek is 'n ouderling hier by Ligpunt. En ek gaan vir ons reeks afsluit, laat daar lig wees. As jy 'n groot gedeelte of gedeeltes van die preekreeks gemis het, wil ek julle graag uitnooi om op ons podcast te gaan luister. En dit was goed en opbouend op soveel vlakke. Ek gaan nie alles nou herhaal nie, ek gaan net nou iets daaroor sê oor wat ons behandel het in die reeks dusver. Al wat julle vanoggend moet weet, is ons praat oor gemeenskap. En Gertjie se storie het dit so tasbaar gemaak. Want gemeenskap is nie teoreties nie, dit is julle. Dit is regte, egte lewens en regte, egte stories, soos Gertjie se, wat op elke front hier plaasvind. En ek is opgewonde om vandag te praat oor gemeenskap vanuit God se woord. Dit is 'n groot gedeelte van wat dit beteken om ligpunt te wees. Is ons kort mekaar om ons roeping uit te lewe. Ek gaan vir ons bid en dan spring ons in, want ons baie. Ek is opgewonde, maar bang, want ons baie. Ons soveel vleis aan hierdie bene. En so kom ons spring in. Kom ek bid vir ons en dan begin ons. Almagtige God, Vader in die hemel, U gaan hierdie doen. Dis wat die teks sê. U gaan hierdie doen. Surely he will do it. Vader, doen daai werk nou. Doen daai werk nou in ons midde. U is hier. Vader, vandag gaan U met ons praat. Nie omdat ons oulik is nie, maar omdat U hier is. En die genade in Jesus hang oor ons almal. En daarvoor loof en prys ons die heilige naam. Amen. Amen. Daar is in ons teks, in vers 11, hou julle blaadjies byderhand, daar is in ons teks, in vers 11, 'n baie ryk, amper weggesteekte metafoor en illustrasie, 'n prentjie. In vers 11 sê Paulus vir ons, bou mekaar op. Hierdie woord leen Paulus uit die wêreld van konstruksie uit, die konstruksiewêreld. Letterlik konstruksie mekaar. Hierdie het my nogals opgewonde gemaak. Want vers 11 is baie belangrik vir ons verstaan van die teks vanoggend. Vers 11 is baie belangrik, maar nie net is vers 11 belangrik nie, maar my pa was 'n bouer. En ek het elke liewe vakansie my sakgeld verdien op een of ander bousite. Ek kon niks doen nie, ek kon bakstene dra, dis al wat ek gedoen het. Ek het bakstene gedra. Maar alles van mure tot klein kombuisies en badkamers, alles tot hospitale, lodges. Ek was deel van baie bousites en elke bousite begin met fases, stap vir stap. En al is ek net die ou wat die bakstene dra, elke baksteen is belangrik. Een ding wat my altyd getref het van bouwerk, is dat dit voel ongelooflik stadig. En chaoties, veral in die begin. Dis net rommel en gemors en geraas, platgesloopte grond, daar's stof en geraas oral. Dis amper moeilik om te glo daar gaan enigiets van waarde wees hier op hierdie stuk grond. Maar dan skielik, dit voel skielik, dis nie eintlik skielik nie, dis baie stadig, maar skielik. Wanneer die eerste mure opkom,
Wanneer die buitelyne van die gebou begin lewe vat, dit voel soos oornag. Skielik is daar iets. Die ding vat vorm. Dit lyk dalk nog lelik, dis nie gepleister nie, daar's nie dak nie, daar's nie verf nie, geen afwerking gedoen nie, maar jy begin die potensiaal sien van hierdie ding wat gaan wees. Dan voel dinge weer stadig. Die pleisterwerk en die afwerking, dit voel weer chaoties en mossig en vuil. Dan skielik kom daar weer 'n deurbraak, die dak gaan op en die vloere word gedoen en die mure word geverf en aan die einde van die dag is ons weer verbaas. Jy staan terug en jy sê, wow. Hoe het hierdie chaotiese stuk grond, hierdie chaotiese projek, hierdie morsige storie, hoe het dit iets so nuttig geword? So lewegewend geword? Hoe word dinge gebou? Die antwoord is stadig. Fase vir fase, stap vir stap, deur die chaos, deur die vertragings, deur die morsigheid, baksteen vir baksteen. Dis hoe geboue gebou word. En elke nou en dan, wanneer ons terugstaan, dan ervaar ons klein oomblikke van deurbraak. Ons sien iets, maar dit is nog steeds 'n stadige proses. Ligpunt, ek begin hier, want Paulus se konstruksiemetafoor reg in die begin is 'n uitstekende illustrasie van die Christelike lewe. Want ons word geestelik ook so opgebou. Oor tyd, stadig, steen vir steen. Die groot vraag wat ek ons vanoggend wil vra aan die hand van gemeenskap is, waar? Waar vind hierdie bouwerk plaas? Waar word ons geestelik opgebou, steen vir steen? Ek vermoed, as ons nie so baie gepraat het oor gemeenskap vanoggend nie, sou baie van julle, as ek net op die straat jou gestop het en gesê het, waar vind die meeste groei plaas? Ek dink baie van julle sou gesê het, alleen. Stil op 'n berg, ver van mense af waar ek net kan bid en Bybel lees. Ek wil nie naby mense wees nie. Mense breek my groei af. Nee, ver weg van mense af. Nou, hoor asseblief mooi, al is daar waarde op 'n berg om alleen te bid en Bybel lees, vanoggend wil ek vir julle wys, die Bybel is so duidelik hieroor. Vanoggend wil die Bybel vir ons sê, God se woord wil ons leer, die diepste, beste geestelike groei vind nie plaas wanneer jy alleen is nie. Die diepste en beste geestelike bouwerk vind plaas nie alleen op 'n berg nie, nie ver van mense af nie, maar in die midde van medegelowiges, in gemeenskap. In die chaos van God se goeie gemeenskap, in die kerk, word ons die meeste, beste en diepste opgebou. Kom ek wys julle uit 1 Tessalonisense 5. Kyk gou saam met my op julle blaadjies. 1 Tessalonisense 5 is 28 verse en ons gaan nie al daai verse uitpak nie. Ons gaan net kyk na vers 11 tot 24. Daai stukkie daar wat gaan oor gemeenskap. Vers 11 tot 24. Daar waar hy begin, therefore encourage one another and build one another up just as you are doing. Van daar af begin hy gemeenskap uitpak tot in vers 24. Maar sien julle daai therefore is belangrik. Daarom, vir hierdie rede moet julle mekaar opbou. Hoekom moet ons mekaar opbou? Wat is die rede wat voor ons teks kom in vers 1 tot 10? Hoekom moet ons mekaar opbou? Bietjie konteks eers, voor ons inspring. Hierdie was 'n jong en in baie opsigte onvolwasse kerk. Hulle het tot radikale en kragtige bekering gekom, sê Paulus vir ons hoofstuk 1, maar hulle was nie verdiep nie, hulle was nie so volwasse nie, en met daai onvolwassenheid het die gemeente van Tessalonisense baie vrae gehad oor die wederkoms. Jesus kom weer, wat beteken dit, wanneer het ons die skip gemis? Hulle was baie vreesbevange, baie verwar oor Jesus se tweede koms. 'n Groot tema in die brief van 1 Tessalonisense is the day of the Lord. Hulle het baie vrae gehad oor daai dag, the day of the Lord, wanneer Jesus gaan terugkom. En hier's die amazing ding. Hy praat van al die dinge in hoofstuk 1 tot 10. Hier's die amazing ding. Alles wat ons al vir die laaste 6 weke behandel in hierdie reeks kom voor in vers 1 tot 10. Therefore, voor die tyd, hy praat van alles. Hy praat van die duisternis, die mense wat slaap en onvoorbereid is vir die dag wat Jesus gaan terugkom, in die donkerte.
vers 4. Hy praat van ons as kerk, ons as mense, is ons kinders van die lig. Ons is kinders van die dag. Hy herhaal weer al die wonderlike temas om basies hierdie hele reeks saam te vat. En hy sê, hoe lewe kinders van die lig? Kyk in vers 8, hoe lewe kinders van die lig? Geloof, liefde en hoop. Weer praat hy van alles waaroor ons net gepraat het. Geloof en liefde, sê Paulus, dis jou wapenrusting, dis jou breastplate, jou helm, trek hierdie goeders aan. Die wederkoms is jou hoop, dis jou anker. Maar en groot maar, hierdie is die punt van die daarom, vers 11, therefore, hierdie is die groot punt. Paulus sê vir ons, geloof, hoop en liefde, 'n gereedheid vir die dag van die Here, kan nie volgehou word alleen nie. Dit kan nie volgehou word alleen nie. Ons wat as mense van die lig wil lewe, ons wat wil bly staan in geloof, liefde en hoop, ons kort mekaar. Therefore, encourage one another and build one another up. As jy wil reg wees, hierdie is die groot punt, as jy wil reg wees vir Jesus se wederkoms, as jy daai dag nie gevang wil word aan die slaap nie, kort jy jou geloofsgemeenskap. Jou geloofsgemeenskap is nie 'n nice extra, jy weet as jy 'n kar koop en baie keer as jy gaan na 'n dealership toe, dan wil hulle vir jou klomp extras gee. Vir jou klomp, dalk hierdie rims, sit hierdie rims by vir 'n bietjie van 'n ekstra baie geldjies. Sit hierdie gemeenskap is nie dit nie. Gemeenskap is nie 'n nice to have extra nie. Gemeenskap is 'n kritiese deel van die kar waar sonder hierdie ding nie gaan volhou nie. Gemeenskap is God se vasgestelde manier om ons staande te hou tot die dag wat Jesus terugkom. En so, daarom, ligpunt, kom ons bou mekaar op in gemeenskap. 4 maniere, hier is ons punte vir vandag. 4 maniere hoe God ons in gemeenskap opbou tot die dag wat Jesus gaan terugkom. 4 maniere, behoort vir julle op te kom. 4 maniere hoe God ons in gemeenskap gaan opbou. Hy gaan ons opbou in gemeenskap deur ons leiers, vers 12 tot 13. Hy gaan ons opbou deur ons, deur mekaar, deur ons. Hy gaan ons opbou deur konflik en hy gaan ons opbou deur profesie, vers 16 tot 22. 4 maniere hoe God ons gaan opbou in gemeenskap. Kom ons spring in, deur ons leiers. Kyk op julle blaadjie saam met my na vers 12 en 13. Vers 12 en 13. Ek lees vir ons die Afrikaans. Maar julle as broers, julle moet respek betoon aan diegene wat ywerig onder julle werk en julle in die naam van die Here voorgaan en teregwys. Vers 13. En op grond van hulle werk in liefde moet julle hulle met die hoogste agting teenoor hulle optree. Vers 12 en 13 verwys na hoe God ons opbou deur ons leiers. Hierdie verwys na die ouderlinge en die pastore wat God aanstel oor sy kerkgemeenskap. Ons word geroep om hulle te respekteer. Vers 13 sê in Engels, esteem them very highly. Met die hoogste agting. Hoekom? Hoekom moet ons hulle hoog ag? 2 keer verwys dit na hulle ywerige werk, hulle labor in love. Hulle werk in liefde vir julle. Asseblief, ligpunt, moenie die leuen glo dat ons net op Sondag werk nie. Asseblief. Ek's eerlik hier. Die werk is harde werk. Die werk is mensewerk. Dit is kompleks. Dit is op tye baie swaar. Dit is altyd te veel en dit hou nooit op nie. Nie een van ons kry onsself jammer nie, wel, dalk moet ek vra. Ek kry myself nie jammer nie. Op tye doen ek, maar ek glo nie een van ons wat werk vir die kerk kry onsself jammer nie. Ek probeer net deel wat die realiteit is. Dit is harde werk. En onthou dan nog die ander ouderlinge wat nie voltyds deel is van ons personeel nie, De Wet, Gert en Jaco, ek kan hulle bietjie eer vanoggend van die teks doen dit. Die teks sê ag hulle hoog. Hulle dra hierdie massiewe verantwoordelikheid bo op hulle ander werk en familiebehoeftes.
hoë agting en waardering vir kerkwerk is gepas en goed en nodig. Maar die eintlike rede hoe God ons bou deur ons leiers kom nog daar in die tweede deel van daai vers. Hulle gaan julle voorgaan en teregwys. Sien julle dit? Hulle gaan julle voorgaan en teregwys. Dis om te vermaan, in Engels te rebuke, te admonish. Dit klink harder as wat dit is. Op tye is dit net 'n eenvoudige, hey, hoekom was jy lanklaas by die kerk? Maar op tye is dit reguit en hard en moeilik. Die waarheid is, een van die moeilikste dele van ons werk is om vir mense te gaan sê in liefde, hoekom kom jy nie meer kerk toe nie? Is alles oukei? Of selfs harder, wat jy nou doen is nie reg nie. Teregwysing, wat jy nou doen is nie reg nie. Jy kan nie met daai ou intrek voor jy nie getroud is nie. Jy kan nie. Of selfs nog erger, in liefde, jy kan nie met daai persoon trou nie. Ek weet jy sien, jy dink ons wil vir jou sê nee, dis nie reg nie. Dis nie goed nie. Of selfs daai sonde gaan jou vernietig. Teregwysing. Om te vermaan is nie koue, harde, vernederende geskree op mense nie. Dis nie wat ons doen nie. Dit is liefde wat reguit is, maar sag is. Dit is liefde wat wil beskerm en geloof wil opbou. Dis die punt. Dis die punt. Ons wil jou geloof opbou. Ons wil jou geloof bewaar. As leiers hou die Bybel ons tot 'n baie hoë standaard. En ek erken, ons is nie perfek nie, ver daarvan af. Ons is nie alwetend nie, baie ver daarvan af. Glad nie, ons is nie perfek nie. Maar hoor asseblief vanoggend in hierdie eerste punt. Ons gee baie om vir julle. Ons vat ons verantwoordelikheid baie ernstig op om julle siele op te pas. En deur ons praat ek namens die ouderlinge en die hele personeel wat veral die personeel wat pastorale rolle inneem. Ek kan met die skoonste gewete vir julle sê, ons is lief vir julle. Ons gee om oor julle en ons wil die beste vir julle hê. En dit beteken teregwysing. Want teregwysing is liefde. Om vir iemand te sê, wow, stop met wat jy nou mee besig is liefde. Dit is liefde. Dit is nie maklike liefde nie, maar dit is nodige liefde. Net soos die Bybel kinders aanspoor om hulle ouers te eer en vir hulle ouers te luister. Praat die Bybel van die kerk as God se huishouding. En God stel ouers oor sy huis. En ons weet nie alles nie, maar die Here sê, hulle weet bietjie beter as jy. Hulle weet bietjie beter as jy, oor die God se wil vir jou lewe, en die goeie lewe, waarna toe Jesus ons roep. En so, die toepassing is eenvoudig. Luister. Luister. Dis baie moeilik, wanneer jy in liefde iemand aanspoor tot die regte ding, en hulle is kwaad, defensive, hulle dink jy vat hulle persoonlik aan, hulle sien nie jou hart van liefde vir hulle nie. En hier's die punt, waar bouwerk plaasvind, waar groot bouwerk plaasvind, is daar wanneer jy onderdanig is en luister vir die hart van jou leiers, wat jou op die goeie paadjie wil hou. Enige bouwerk, voor iets kan gebou werk, moet iets afgebreek word. En ons kan almal erken, daar is dele van ons lewens wat afgebreek moet word, en wat ons nodig het partykeer, is 'n harde waarskuwing. 'n Liefdevolle, sagte, maar reguit waarskuwing, vir ons om weer iets te kan opbou, daar waar daar afgebreek word. Dis ons eerste punt. God wil jou opbou deur jou leiers. Ons tweede punt. God wil ons opbou deur mekaar, deur ons wat hierso sit. Ons word opgebou deur mekaar. Kyk na vers 14. And we urge you, brothers. Hy praat met die gemeente, nie meer met van die leiers nie, hy praat met ons, brothers, ons. Admonish the idle, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with them all. Sien julle, Paulus verwys nou na ons, die hele gemeente.
En hy sê ons moet mekaar dra. Hy gebruik hierdie kategorieë om te sê dis ons verantwoordelikheid om mekaar pastoraal te versorg. Hy gebruik 4 werkwoorde. Admonish, weer dieselfde woord, vermaan, rebuke, teregwysing, help mekaar, admonish mekaar. Hy sê encourage, help and be patient with all. Sien julle, Paulus gee nie een boksie vir almal nie. Hy gee 'n reeks werkwoorde want hy verstaan in 'n gemeente is ons almal op verskillende plekke. En ons almal kort ietsie anders. Maar ons almal kort iemand om daai ietsie anders vir ons te gee. In gemeenskap gee ons om vir mekaar deur hierdie behoeftes na te sien. Ons ontmoet mekaar, ons dien mekaar in hierdie behoeftes. Ons vra iemand, wat het jy nodig? En hierdie is die kategorie, hoor gou. Party mense kort weer eens, dat ons nou net gesê het, 'n harde woord. Die teks praat van leegleers, the idle. Net soos tevore, hierdie groep mense, die leegleers, the idle, kort 'n woordjie, hulle kort 'n aansporing, 'n liefdevolle waarskuwing. Hierdie is nie noodwendig lei soos wat ons dit tradisioneel verstaan nie, hierdie praat meer van, hierdie is mense, wat net nie doen, wat hulle moet doen nie. Hulle kom nie kerk toe nie, hulle gee nie die sonde op nie, en hulle is besig om weg te dryf, stadig maar seker. En ergens kort hierdie persoon 'n ding, iemand wat net vir hulle sê, word wakker. Ek's besig om weg te dryf, dis nie 'n goeie ding nie. Kom terug. Maar dan sien julle daai tweede kategorie, die moedeloses. Letterlik die klein van moed. Die moedeloses, encourage die moedeloses. Hierdie dink ek is meeste van ons meeste van die tyd. Ek wil nie meer nie. Ek kan nie meer nie, ek's moeg, ek's oorweldig. God gee nie om oor my nie, hy is nie meer lief vir my nie. Ek's 'n slegte ouer, ek's 'n slegte Christen, ek's 'n slegte kollega, ek is useless. Hierdie mense kort bemoediging. Hulle kort iemand wat hulle om die skouer vat en sê, Jesus sien jou. Jesus verstaan waardeur jy gaan. En hy is nog baie lief vir jou. En hy het jou nie laat gaan nie. Alles gaan oukei wees. Jy kan dit doen. Bemoediging. Ons kort iemand om dit vir ons te doen. Die derde ene daar, die swakkes. Die swakkes. Help the weak. Hierdie is gewoonlik fisiese behoeftes. Daar is tye van swaar kry waar iemand letterlik gedra moet word. Hulle kort hulp, hulle kan nie staan nie, hulle moet gedra word. Hulle moet nie om die skouer gevat word nie, hulle moet opgetel word. Nie deur een mens nie, deur sommer 'n paar van ons. Alles van siektes tot enige vorm van swaar kry en verlies, tot werke wat verloor word, tot weduwees wat nie by alles kan uitkom nie. Hierdie is praktiese ondersteuning vir die wat swak is. En dan, regtig belangrik daar in vers 14, be patient with them all. Bouwerk is stadig en op tye moeilik en ons moet geduldig wees met almal. Almal, maak nie saak waar hulle is nie. Geduldig wees met hulle almal. Wanneer ek nou hierdie woorde lees en wanneer ek daaraan dink, wat dit my aan herinner is dat kerk chaoties is. Kerk is eintlik 'n chaotiese, georganiseerde mooi ding, maar dit organized chaos. Dis morsig en gebroke, want die lewe is chaoties, morsig en gebroke. Ons harte is morsig en gebroke. Ons het sonde, ons skiet kort. Maar dis die goeie nuus van hierdie woorde. Jesus het nie gekom vir mense wat se eentjies agter alles perfek agter mekaar loop nie. Jesus het nie gekom vir mense wat alles reg kry nie. En so ons moenie verwag dat sy kerk 'n plek gaan wees waar mense alles reg kry nie. Jesus het gesê, ek het gekom vir die siekes, nie vir die gesondes nie. En in ander woorde, die messiness van kerk verras hom nie. Jou hart, jou sonde, dit verras hom nie. Jou swaar kry verras hom nie. Jou moedeloosheid verras hom nie. Hy het vir jou sy kerk gegee om jou te help, juis in daai plekke waar ons swaar kry, waar ons swak is, waar ons moedeloos is. Ek weet nie of julle al hierop is dit Solomon Slango waar jy afry van Gasfontein af na Linwood toe nie, dan is daar 'n Apple Properties bord daar. En
ek ry baie daai pad, so ek sien altyd Apple Property se slogan. Our core business is your home. Okay, wel, God se core business is om stikkende, ingewikkelde, gebroke mense te verlos en herstel. Dit is sy core business. Is om jou te ontmoet in jou gebroke lewe. Dit is wat hy doen. Dit is sy core business en die goeie nuus is, in sy genade gee hy nie net vir jou 'n ongelooflike redding in sy seun Jesus nie. Hy gee nie net vir jou sy gees wat jou daagliks verander nie. Hy gee vir ons mekaar. Hy gee vir jou boeties en sissies wat lief is vir jou. Wat ook sukkel, wat ook hulle issues het. Ek het ook laasweek met my kinders geskree. Hy gee vir ons mekaar. En dis 'n beautiful ding. Paul Tripp sê, God uses ordinary people to do extraordinary things in our lives. Ons is nie redders nie, maar ons is God se instrumente waardeur hy stadig maar seker, baksteen vir baksteen, ons wil opbou. Dis 'n stadige proses. En ons moet geduld hê vir mekaar. Ons is almal op een of ander stadium 'n leegleer. Iemand wat nie doen wat hy moet doen nie. Ons is almal swak of lui of mismoedig. Dalk is jy vanoggend die een wat die hulp kan uitreik, maar op 'n stadium, dis die lewe, gaan jy die hulp nodig hê. Dalk is jy die een wat dit gee, maar op 'n stadium gaan jy gedra word, bemoedig word, voorgebid word. Dit is die wonder van God se gemeenskap. Ek dink dit is regtig so eenvoudig soos jy hoef nie 'n teoloog te wees nie. Dit is so eenvoudig soos jy hoef nie 'n perfekte Christen te wees nie. Jy hoef dit nie als reg te kry nie. Jy hoef nie eers al die antwoorde te hê nie. Dit is so eenvoudig soos, hoe gaan dit regtig met jou? En dan luister ons net. Ons luister net. Dis wat ons nodig het. Ons kort mekaar. Dit is hoe God ons baksteen vir baksteen opbou, deur mekaar. God bou ons op deur ons leiers. God bou ons op deur mekaar en nou in die derde plek, God bou ons op deur konflik. Deur konflik. Kyk gou na vers 15. Ons het nou net gepraat oor hoe messy kerk is. Kyk na vers 15. Sorg dat niemand kwaad met kwaad vergeld nie, maar streef altyd na wat goed is vir mekaar en vir alle mense. Always seek good to one another. No one repays evil for evil. Hoekom in die middel van 'n gesprek oor gemeenskap bring Paulus hierdie op? Want Paulus weet, waar daar gelowiges saam lewe doen, gaan daar wrywing wees. Die kerk is wonderlik, maar die kerk is ook maar soos enige familie. Daar is wrywing, daar is konflik en ons sien nie altyd eye to eye nie. Daar is baie kwaad met kwaad wat vergoed word in kerke. En dit doen soveel skade. Wanneer Paulus sê kwaad vir kwaad, wat hy na verwys is 'n dinamika in kerk. Waar 90% van die probleme wat ons ervaar met mekaar, en ek bedoel dit, 90% van die probleme wat ons ervaar, is net misverstande. Dis misverstande of persoonlikhede wat net nie mekaar kan vind nie. Maar wat ek dan doen in daai misverstand is, ek dink, daai persoon wil my met kwaad kry, so ek gaan hom terugkry. Hulle het dit bedoel om my seer te maak. Nee, hulle het net nie geweet nie. Dis amper nooit is iemand besig om regtig geniepsig te wees nie. Niemand staan op en dink, ek gaan vandag vir Wimpie. Ek gaan hom vandag seermaak deur hom nie te nooi nie. Of nee, ons vergeet net, die lewe gebeur. 90% is misverstande, maar dan wat ons doen is, ek gaan hom terugkry. Kwaad vir kwaad. En kan jy sien hoe dit word net 'n gemors, en dan is ons kwaad, en dan is daar regtig seer, en nou is ek regtig kwaad vir mekaar. Sure, daar's 10% waar ons baie keer buite karakter optree, en daar is dalk seer. Maar meeste van dit is nie dit nie. En dan wat gebeur is, ek sny daai persoon uit, ek loop stil, of ek gaan kry 'n ander kerk. Ek gaan kry net 'n ander kerk. Daar's meer kerke in Pretoria as McDonald's. So kom ons gaan kry net 'n ander kerk. Paulus wil vir ons sê, Ligpunt, dit is nie waar ons opgebou word nie.
Ware bouwerk gebeur wanneer ons met wysheid, genade en geduld, wat ons nou net oor gepraat het, deur die ongemak werk, na die persoon toe gaan na hulle toe. Vind mekaar. Soek altyd versoening, wees altyd goed. Give them the benefit of the doubt. Wees vinnig om te vergewe. Versoening is die punt, want versoening weerspieël die evangelie. Dink aan hoe Jesus met jou werk. Hy het nie kwaad met kwaad vergeld nie. Hy het nie weggeloop nie, al het ons dit hoe baie verdien. Christus offer ons genade, hy offer ons 'n tweede kans, 'n derde kans, 'n vierde kans, 'n vyfde kans, 'n sesde kans. Hy loop nie weg nie, hy beweeg na ons toe. En elke keer wat ons kies om die goeie na te jaag, om goed met kwaad te vergeld, om goed te wees in plaas van lelik, elke keer wanneer ons na iemand toe beweeg, verdiep ons verstaan van die evangelie. Elke keer wat jy moet vergewe, moet jy gaan staatmaak op die evangelie, en dit is bouwerk. Dit is bakstene vir bakstene. Dit is hoe jy opgebou word in Jesus se liefde vir jou, is wanneer jy daai selfde liefde moet vir 'n ander sondaar moet gaan wys. Ligpunt, konflik en misverstande. Dit gaan gebeur. Moenie net wegloop. Moenie net gaan na 'n ander kerk toe nie. Die bouwerk vind plaas soos wat yster mekaar slyp. Yster slyp yster. Jaag altyd versoening na. Daar's mense nou. Ek weet dit want ek weet hoe werk die wêreld en ek weet hoe werk my hart en ek het 1 of 2 jare agter die bel. Daar is nou mense wat hierso sit wat kwaad is vir iemand. Ek weet dit. Jy sit nou hier met kwaad in jou vir iemand. En God se woord roep jou om versoening na te jaag. Altyd goed vir goed. Nie kwaad vir kwaad nie. Wees goed vir daai mense. Dit is waar jy opgebou word. Dis waar jou geloof. Okay, ek praat te veel. Dis die derde punt. Deur konflik. Die vierde ene, die laaste ene. God bou sy gemeenskap op deur profesie. Deur profesie. In hierdie verse skiet Paulus ons met 'n haalgeweer. Ek weet nie of julle dit sien nie. Hy skiet ons met 'n haalgeweer. Wees altyd bly, bid, wees altyd dankbaar. Moenie die gees blus nie. Profesie dinge sê dit. Hoe ondersoek alles, bly weg van kwaad af. Klomp dinge. As jy hulle alles saamvat, as jy al hierdie dinge saamvat, van vers 16 tot 21, al hierdie klein versoekies saamvat, opdragte saamvat, dan sien jy dat die taal wat hy gebruik, herhaal hy eintlik in baie van sy briewe. Ons het nou net na Efesiërs 5 gekyk. Efesiërs 5 roep die gelowiges, in Efesiërs 5 roep hy hulle mekaar weer ook om mekaar aan te spreek. Hy sê psalms en liedere, dankbaarheid, hy gebruik al dieselfde taal, dankbaarheid, gebed. In Kolossense 3 sê hy, as een liggaam, wees altyd dankbaar. Laat die woord van Christus volle rykdom in julle woon, leer en vermaan mekaar. Hy sê, met dankbare harte sing psalms en lofsange en geestelike liedere tot God. Hy praat met verskillende gemeentes, maar hy gebruik altyd hierdie laaste paar goedjies om dit alles saam te vat. Wat gaan hier aan? As jy alles vat wat Paulus sê in al sy briewe en al die klein goedjies, waarvan hy praat is, nie een ding nie. Hy praat nie van een ding nie, hy praat van die dinamiese ritmes van kerklewe. Hy beveel ons om deel te neem aan die ryk en veelvoudige dinamiese ritmes van kerklewe. En kerk is nie een ding nie. Kerk is soos 'n haalgeweer. Kerk is 'n klomp dinge wat saamwerk om ons op te bou. Van ons dink kerk is net die preek. Ons dink kerk is 'n 3006. Een cool, ek skiep die worship, ek skiep die sang, ek skiep die gesinsgoed, ek wil net die preek hoor, een cool vir my, in my hart, dankie, ek's klaar, ek gaan huis toe. Kerk is nie 'n 3006 nie. Kerk is 'n haalgeweer. En preek, jammer om jou babbel te bars, is eintlik net een klein koel van 'n klomp dinge wat in hierdie lewe plaasvind, waar ons saam bid, dankbaar is, ritmes, dis klomp dinge waar ons saam opgebou word. En as jy kerk sien, as een ding, mis jy die Bybel.
Dit is nie wat ons geleer word nie. Ons word opgebou deur ligpunt gesinne, gebed vir mekaar, one-on-one koffie, saam sing. Ons word opgebou deur kampe en samekomste en gebedsamekomste en dis nog steeds nie te laat om op te sign vir voorwaartskamp volgende naweek nie. Dis nog steeds nie te laat nie. Ons word opgebou deur sendingsgeleenthede, kursusse, wanneer jy vir iemand bid, God op kantoor, al die goeie goed wat Gertjie na verwys het. Dit is alles die rykdom van die haalgeweer van gemeentelewe van God se kerk. Wat interessant is dat Paulus in 1 Tessalonisense profesie bysit by sy beskrywing van kerk. Hy sit profesie by. Wat is profesie? Wat is profesie? The prophetic, to prophesy. In die Nuwe Testament, veral in die Ou Testament en in die Nuwe Testament, is dit baie bitter min die geval. Dat profesie verwys na iemand wat die toekoms sien en vir jou presies sê wat gaan gebeur volgende week by die werk. Dit is nie profesie in die Bybel nie. In die Oud en Nuwe Testament is profete en profesie. Dit is wanneer hulle mense eintlik nie vorentoe wys nie. Dit is wanneer hulle mense terugwys na die verbond toe. Die ou verbond, God het hierdie vir ons gesê by Moses op die berg, onthou julle dit, en as julle nie daarvoor luister nie, dan gaan sekere dinge met julle gebeur, maar alles verwys terug. Die Ou Testament wys ons terug na die verbond toe. Wees gehoorsaam, kom terug, moenie afgode dien nie. Dit is profesie, verwys terug. Kom terug na God toe, kom terug na die ou verbond toe. En in die Nuwe Testament is dit dieselfde ding. Nuwe Testament profesie is wanneer ons mense terugverwys na die nuwe verbond toe, na Jesus toe. Na Jesus toe. Wanneer ons mense terugroep en herinner aan die bloed wat gevloei het vir ons. Sy liggaam wat gebroken was vir ons. Sy genade wat my dra en asem gee en lewe gee en weer moed gee om te probeer. Dis profesie. Dit is iets wat gereeld moet gebeur in die lewe van die kerk. In groot en klein dinge, wanneer ons mense terugroep na Jesus toe. Veral wanneer dit skerp is dit profesie. Dit is die ritme van die gemeente. Dit gebeur in liedere, preke, ligpunt gesinne, one-to-one koffies, die krag van die Gees gaan vir jou oomblikke gee. Vir 'n liedjie met jou hart praat op 'n manier wat net voel asof dit vir jou geskryf was. Of dit voel asof daai preek net vir jou was. Hy het met my gepraat vandag. Of daai one-to-one koffie waar daai persoon net iets sê, hoe het hy geweet daarvan? Of daai gebed, hoe het hy geweet daarvan? Wanneer ons mekaar dien in die kerk, en ons roep mekaar terug na Jesus toe, dan sal hierdie oomblikke waar die Gees jou gebruik om te profeteer. Dis wanneer jou woorde 'n krag het ver bo wat jy in staat is om te hê. Hy gee vir jou woorde, hy gebruik jou om mekaar op te bou. Dis hoe ons opgebou word. Ons beleef dit, van julle het dit al beleef, en as jy dit nog nie beleef het nie, just stick around, dit gaan gebeur. Dit voel soos 'n wonderwerk, wanneer die Gees so spesifiek met jou praat. Dis hoekom Paulus sê, moenie profesie minag nie. En hier is die groot punt. Ons word opgebou, letterlik opgebou, op die kragtigste moontlike manier, wanneer ons deelneem aan hierdie ryk veelvoudige lewe van ons gemeente, in elke opsig. En nie een keer nie, wanneer ons so betrokke is, die herhalende ritmes daarvan, die liedjies wat ek keer op keer sing, ek het hom al 1000 keer gesing, maar vandag het die Gees gebruik, om my iets te leer oor God in die liedjie. Al het ek hom, daai herhaling, daai deelname aan hierdie ryk ding wat ons noem kerk, daar bou God ons op. Een finale oproep en prentjie wat hierdie illustreer, voor ons afsluit. Die ou kathedrale, die ou kerke. Ek weet nie of julle dit geweet het nie, maar hulle was gebou, doelbewus gebou, sodat daai gekleurde glas uitstalling, wil ek sê, daai stained glass prentjies wat hulle in die ou kathedrale gebou het, daai kerke was gebou sodat daai prentjies eintlik net kan gesien word van binne af. Van binne af.
Van buitekant af kan jy amper niks sien nie, want binne in die kerk is daar nie lig nie. So van buitekant af lyk dit net donker en dis in die inverse, want ek kyk in, so die prentjie is agterste voor, so dis alles maar net chaos. Dit lyk maar net soos wie's bietjie pink en groen glas en dit lyk eintlik morsig. Maar in die ou kathedrale was dit doelbewus so ontwerp dat jy binne die kerk moes sit om regtig die prentjie te kon sien. Wanneer jy binne die kathedraal staan, dan kom die sonlig van buite af. En die helder sonlig tref die venster en 'n hele prentjie word lewendig. En dit was gewoonlik prentjies van God se genade oor al die eeue teenoor sy mense. Dis gewoonlik 'n verhaal van die Bybel, soos die vrou by die well waar Jesus val water. Dis sulke prentjies wat ons herinner aan God se genade. En wanneer die sonlig dit tref, dan begin ons sien hoe getrou God regtig is. Hoe geduldig hy regtig is. Hoe genadig hy regtig is. Ek sê dit want dit is hoe dit hier nog steeds werk. Dis nog steeds hoe dit werk. Daar's baie van ons wat half in die kerk sit, maar ons is eintlik nog steeds buite. Ons is eintlik nog buite, ons is nie in die kerk nie. Ons is nie regtig deel van die kerk nie en alles lyk nog dof. Die prentjies maak nie sin nie, die genade maak nie sin nie, ek verstaan nie mooi wat daar aangaan nie. Hier is my laaste aanmoediging, hier is my laaste aansporing. Wanneer ons regtig deel raak van hierdie ding, wanneer ons in die kerk sit, dan begin die lig van Christus skyn van buitekant af op ons gemeente. En genade, sy werk, die stories, sy vergifnis, alles wat hy hier doen, wat so onperfek lyk, en so morsig lyk, en so chaoties lyk. Dit lyk soos 'n bousite, maar hy bou. En ons begin dit sien, en ons begin dit waardeer. Skielik begin dinge sin maak. Jy sien God se genade, en jy sien dit nie net in ander nie, jy begin daai genade sien in jou eie lewe. Jy begin sien hoe hy jou bou. Maar vir ons, om dit te sien, moet ons binne die kerk wees. Ons kan nie die kerk en hierdie liggaam en hierdie mense op 'n afstand hou nie. Die prentjies word lewendig wanneer ons binne die kerk sit. En so word deel van die kerk, regtig erg, van hierdie ryke ding wat hier plaasvind. Moenie worship skip nie. Ek moenie worship sê nie, Natalie gaan kwaad wees. Moenie die gesang skip nie. Alles is worship, nee, alles is worship. Moenie die gesang skip nie. Kom vroeg, kuier met mense, bly laat, kuier met mense. Wees deel van die afkondigings. Kom na ons familievergadering toe nou, hier na die diens. Dit is alles, die wonders van ons kerklewe, word deel van 'n gesin. Bou verhoudings, moenie ophou nie, press in. En ek wil net ons ouers aanspoor. Ons ouers sukkel. Ek weet, dis 'n besige seisoen. En kinders is moeilik en hulle vat baie van ons tyd. Maar wat ons doen is, en ek het met Natalie hieroor gepraat, want sy is 'n mamma van 3. Wat ons doen is, ons dink, omdat ons nie perfekte gemeenskap kan hê nie, kan ons geen gemeenskap hê nie. So ons wil dit perfek doen. Ons wil elke week by gesin wees, ons wil elke week by alles wees, Dis nie die seisoen waarin jy nou is nie. So omdat jy dit nie perfek kan doen nie, beteken dit jy doen niks nie. My aansporing vir jou as dit besig is, dit gaan nie perfek wees ooit nie. Maar jaag iets na, doen iets. Word op 'n manier deel van die gemeente. En as jy nie kinders het nie, geen verskonings nie. Okay, geen verskonings. Okay, ek sluit vir ons af. Vers 23 tot 24. Op ons blaadjies. Ek wil vir ons hierdie mooi woorde lees om mee af te sluit. Vers 23 en 24. Now may the God of peace himself sanctify you. Heiligmaking, dis die opbouwerk, dis die bakstene. May he himself sanctify you, bou jou op, completely. And may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. In gemeenskap gaan jy gereed wees vir Jesus se tweede koms. Kyk na vers 24. He who calls you is faithful. He will surely do it. Ligpunt, hierdie ding hier kan môre platval as Jesus nie in ons midde werk nie. Hy is die fondasie, die hartklop, die alles van ons kerk. Hy is die lig, hy is die een wat die Gees in ons midde uitstuur om die werk te doen. Jesus is alles
En soos ons mekaar dien, doen hy eintlik die werk agter ons om ons op te bou en om hierdie gemeente te dra. En sonder hom is ons niks nie. He will surely do it. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God, ons dankie vir die wonder van kerk. Vergewe ons daar waar ons u kerk klein gemaak het. Vergewe ons waar ons u kerk geminag het, terwyl eintlik is u kerk u bruid. U kerk is u bruid en u is so lief vir u bruid. Daar waar ons sukkel om in te skakel en waar kerk borsig is, help ons om in te skakel. Daar waar ons kwaad is, help ons om te vergewe. Vader, daar waar ons teregwysing nodig het, geef ons 'n nederige hart wat dit sal hoor vir die liefde wat dit is. Vader, daar waar u moet profeteer in ons lewens en vir ons 'n skerp woord wil gee, 'n woord vir ons lewens, doen daai werk deur ons, deur die kerk, deur die woord. Kom en wys vir ons hierdie helder glas van u beeldskoonheid, skyn die lig in ons en bou ons. Baksteen vir baksteen bou ons, sodat ons kan terugstaan en kan waardeer die wonder van u genade teenoor ons. Ons bid vir die dinge in Jesus naam alleen. Amen.